So ek dink weer eens, ek is op hierdie stadium gekonfronteer oor my onvermoë om my hart met julle te deel. En ek dink die blote feit is ek besef in hierdie laaste ruk terwyl ek besig is met Openbaring, raak ek al hoe meer bewus van 'n geestelike oorlog waarin ons is. En nou onthou die konsep van geestelike oorlog, ek dink kom ons nou al jare mee by en 'n mens weet Efesiërs 6, maar daar is iets wat Openbaring vir my wakker maak oor 'n geestelike oorlogvoering wat ek dink nie ek van tevore gehad het nie. En ek dink terwyl ek dit beleef, is daar 'n dringendheid en 'n vasberadenheid wat in my hart plaasvind. Um en my grootste gebed wat ek vir myself het, is Here, mag ek bewus wees van hierdie goeters na 'n Woensdag verby is. Want ek besef ons kan in 'n patroon kom wat ons Woensdag na Woensdag na Woensdag sit ons hoor hierdie goeters, ons beleef die dringendheid, ons beleef die geestelike oorlog op 'n Woensdag en dan stap ons uit en ons vergeet dit. En so my eie gebed vir myself is Here, mag ek al hoe meer bewus raak van hierdie goeters daar buite op 'n Donderdag en op 'n Vrydag. Mag ek dit beleef op 'n Maandag en ek dink dis die groot ding en ek besef ek het nie die vermoë om my hart so aan julle te kommunikeer nie. En ek dink op die einde van die dag ek kommunikeer inligting met julle, maar my gebed is dat die Here iets sal doen in jou hart wat strek verder as 'n Woensdagoggend. Want dis die groot ding wat ons moet verstaan waarmee ons nou besig is. So dis baie oulik om te sê ons is besig met Openbaring, maar as ons Openbaring doen vir inligting dan lê dit net so diep. En ek dink nie dis hoekom die woord geskryf is nie. Die woord is geskryf om diep te kan grou, om verandering in ons gees te bring. En ek dink dis my gebed spesifiek vir julle vandag. En so as ek kom met die oordrag vanoggend van inligting, dan wil ek so ver gaan om te sê ek wil dit vir jou vanoggend oordra met wit handskoene. Ek wil dit saggies probeer hanteer want die ding is ek dink die oomblik wanneer ons dink aan Openbaring en dan hoor ek mense en daar's mense wat kaarte het en daar's mense wat diagramme het en hulle praat met vreeslike oortuiging oor hoe hierdie goeters gaan plaasvind. En dan dink ek by myself, "Jesus, soos dat ek hierdie goeters lees, sê hy partykeer vir my, los hy vir my meer gapings as wat hy vir my inligting gee." En so wanneer ek dit vanoggend oordra, wil ek dit doen met 'n ontzag voor God en sê, "Jesus Here, ek verstaan nie alles nie en ek weet nie hoe hierdie goeters alles uitspeel nie. Maar hierdie is my verstaan. Hierdie is min of meer wat ek worstel en goeters so dit. So ek wil nie vanoggend oorkom en sê dat ons maak stellings wat ons nie raak lees nie. Die oomblik wanneer ons begin stellings intrek van alle plekke af, dan begin ons op konklusies kom wat ek nie dink Johannes het spesifiek vir ons geskryf nie. So gee vir my geleentheid om onseker te wees, maar in die onsekerheid, in die oordra met wit handskoene, is daar sekere beginsels wat vir my vas staan, sekere beginsels wat die Nuwe Testament vir my leer, wat die Bybel vir my leer, en omdat ek so seker is in daai beginsels, verander dit my perspektief van hoe ek oordra. So wat se beginsels praat ek van? Nou een van die goeters wat ek en jy weet, is soos wat ons die Nuwe Testament deurlees, weet ons dat daar is 'n beginsel in plek van ons wat as gelowiges lyding gaan en moet ervaar. Nou ek stel dit aan jou dat ons as gelowiges lyding gaan en moet ervaar en daar is niks in my wat dit wil ervaar nie. Hoor mooi, ek sit nie vandag hierso. Ek hou van gemaklik wees en ek is seker jy hou daarvan om gemaklik te wees. En wanneer ek sê as gelowiges is die Here nie primêr ge-worried oor jou gemak nie, maar oor jou karakter. En saam met karaktergroei kom daar gewoonlik swaar kry en lyding en saam met dit 'n oorlogvoering wat maak dat ons lyding ervaar. En dan sien ons dat Jesus sê maar geseënd is die wat hierdie lyding ervaar. Geseënd is die wat gebrokenheid van hart het. Gesteend. Daar is iets daarvan wat jou kruis optel en dra dag na dag na dag, wat ek en jy voor ingeroep word om deel te vorm van. Nie die gemaklikheid daarvan nie, nie die alles gaan net goed nie. Daar is iets wat uit ons gelowiges uitgeroep word om lyding te ervaar. Dis 'n beginsel wat ons aan moet vashou.
So min as wat ek daarvan hou, verstaan ek as ek Openbaring lees, is daar 'n element van lyding wat ek en jy gaan moet dra. Dis 'n beginsel, maar dan saam met daai beginsel weet ek ook nog 'n beginsel. Dan sê hy vir ons in Openbaring 12 vers 11: En hulle het hom wat Satan is op die grond van die bloed van die lam en op grond van hulle getuienis oorwin. So met ander woorde, as ek en jy wil weet, as ons deur hierdie lyding gaan, wat is dit wat maak dat ons oorwin? En ons weet dis primêr die bloed van Jesus. Daar is niks in my wat my goed genoeg maak om te oorwin nie. Daar is niks in my aksies nie, niks in my woorde nie, niks in my nice wees met mense nie, niks wat ek kan doen vir mense nie, niks in my vroomheid. Daar is niks wat maak in myself dat ek oorwin nie. Dis primêr die bloed van Jesus wat maak dat ek oorwin, en dan vanuit hierdie bloed uit is dit my getuienis, my praat in hierdie lyding, in hierdie moeilike kere, praat van die goedheid en die genade van die Here. Dis wat maak dat ons oorwin. En as ek hierdie goeters sien en beleef, dan is daar weer eens hierdie dringendheid in my hart oor hierdie geestelike oorlog wat ons ervaar, en besef soveel soos ek nie kan al hierdie skrifte kan analiseer en sê wanneer die goeters gaan gebeur en hoe dit gaan lyk nie, sien ek dat daar is 'n element van lyding, maar saam met dit kom daar oorwinning. En saam met dit lees ons Hebreërs 13 vers 3 en hy sê: Dink aan die gevangenes asof julle medegevangenes is, aan hulle wat mishandel word asof julle dit self aan julle eie liggame beleef. En dan sê hy in vers 5, hy sê: En ek sal jou beslis nie verlaat nie, en ek sal jou ook nie in die steek laat nie. En dan besef ek dat in hierdie worsteling, in hierdie lyding, in hierdie mishandeling en al hierdie goeters, besef ek dat God is by my. Hy is by my, en dan in hierdie worsteling, in hierdie struggle met my gemors en struggle met my omgewing en struggle met die aanval van Satan in hierdie, dan vra ek: Here, wanneer stop ek? Here, wanneer kom ek op 'n punt wat ek net kan asemhaal? Wanneer gaan dit nou net ophou? Here, wanneer kan ek klaarmaak met hierdie goeters? En dan lees ons Openbaring 14 en dan sê hy vir ons in vers 13, hy sê: Gelukkig is die dooies wat van nou af in die Here sterf. Ja, sê die Gees, sodat hulle mag rus van hulle geswoeg. En dan herinner ons onsself dat wanneer hou ons op soeg, is die dag wanneer ons ophou lewe op aarde. En dan besef ek, hierdie is die beginsels wat maak nie saak of ons Openbaring 16 reg interpreteer of op sy vinger kan weet wat het Johannes geskryf van die eerste gehoor nie. Ons lees hierdie goeters en ons besef, lyding word 'n element daarvan. Maar ons het die bloed van die lam en ons het ons getuienis en die feit dat Jesus by ons is, en ons gaan aanhou worstel tot aan die einde toe. En dan word my gebed: Here, mag ek hierdie goed môre nog steeds beleef. Here, mag ek die dringendheid nog steeds Vrydag beleef. Mag ek dit Saterdag beleef, mag ek dit Sondag beleef, mag ek dit Maandag beleef, mag ek dit nie net op 'n Woensdag beleef nie. En dis my gebed vir jou. En so, dis hoekom ek sê ek sit met 'n onvermoë om my hart te kommunikeer. En so, alhoewel ons na die skrif toe gaan en ons hanteer dit met wit handskoene, wil ek sê ons moet verstaan dat daar is sekere beginsels wat ons moet snap, en dis wat ons beleef. En so as ons dan daarna gaan kyk, ons en ons doen 'n recap en ons sê vir onsself, wat het ons gesien? Ons het gesien daar was 7 seels. Hierdie 7 seels is die swaar kry binne in die kerkera. En die vraag is, ons het onsself gevra, maar hoe sien ons hierdie goeters vandag? Sien ons hierdie goed vandag? En die antwoord is, verseker sien ons dit. En toe het ons gaan kyk na die trompette en ons beleef dat die trompette is erger as die 7 seels. En nou is ons by die 7 bakke en ons beleef dat dit is dieselfde soos die trompette, dit is net nog veel erger. En nou kan ons weer onsself die vraag vra, is ons besig met die bakke? En onthou nou, Openbaring 15 vers 1 sê, dis die 7 engele met die 7 laaste pla. So nou vra ons onsself die vraag, is die 7 bakke iets wat eenmalig gaan gebeur, iets letterlik gaan gebeur? Daar gaan 'n termyn wees. Onthou, as jy nou glo in die letterlike wegraping en die 7 jaar verdrukkingstydperk, dan glo jy dat hierdie pla word uitgestort binne in hierdie 7 jaar. So is hierdie 7 bakke in hierdie tydperk uitgestort om in 'n oomblik te beleef? Of is ons besig
om iets te beleef van Romeine 8, wat die wêreld is besig om groeipyne te beleef, geboortepyne, wat ons voel dit raak al erger en erger en erger en erger, en vandag is erger as 10 jaar terug, en 10 jaar terug is erger as 20 jaar terug, en 20 jaar terug is erger as 30 jaar terug, beleef ons dat ons is besig om hierdie al hoe meer hierdie oordeel meer en meer en meer te beleef, en dan word die vraag, gaan ons hierdie finale bakke beleef in ons leeftyd, of gaan dit in ons kinders en ons kleinkinders se leeftyd gebeur? En ek het nie daai vrae se antwoorde nie. Ek kan nie vir jou sê dis wat ek sien nie. Ek kan nie vir jou sê of dit daar's ouens wat leef by die hy trek 'n hele kaart op en sê hier is waar hierdie goeters gaan afspeel. En die volgende ou sê nee, ons is besig om te beleef in hierdie goeters. Dis wat ons en so ouens kom met soveel sekerheid en dit kan ek nie vir jou sê nie. Ek kan wel vir jou sê is wat beleef ons tot op nou toe. So ons het nou al beleef dat daar was die eerste bak gewees en hierdie bak was 'n 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 uitstorting gewees wat gemaak het dat mense en hy noem dit kwaadaardige en bose swere uitgestaan het. Dis hierdie oordeel oor die mense en dan die volgende bak gewees was dit uitgestort was oor die see en die see het in bloed verander. En dan sien jy die derde een en dit was uitgestort gewees oor die vars water in die fonteine wat in bloed verander het. En dan het ons gesien dit was die vierde ene gewees en was uitgestort oor die son en die son het vurig begin die mense opbrand. So dis wat ons gesien het. Ons sien dat as jy dit vergelyk met die trompette, dis wat jy sien, dit is die trompette is 'n boodskap maar net erger. En so nou gaan ons aan en ons begin basies met die 5de bak. Maar vir ons om die 5de bak te sien, lees ons eers die 5de trompet. So die 5de trompet lees ons in Openbaring 9 vers 1 en hy lees soos volg. En die 5de engel het op sy trompet geblaas. Toe het ek 'n ster uit die hemel en op die aarde sien val. En aan hom is die setel van die skag na die onpylbare diepte gegee. Hy het die skag na die onpylbare diepte oopgesluit en rook het uit die skag opgeborrel soos rook uit 'n groot smeltoond. Die son en die lig is deur rook uit die skag verduister en uit die rook het daar sprinkane na die aarde geswerm. Dis wat ons daar hanteer het. Nou, toe vra ons onsself die vraag, maar wie is die ster wat uit die hemel uit op die aarde geval het? En ons het teruggegaan na Jesaja toe en ons besef dat die beeld hierso is Satan wat uit die hemel uitgegooi word, soos 'n ster na die aarde toe. En dan sien ons aan hom is daar autoriteit gegee. Aan hom is daar krag gegee. Dis 'n beperkte krag en 'n beperkte autoriteit. En wat hy doen is die impak van sy beperkte krag en beperkte autoriteit maak dat daar 'n gedeeltelike sons en 'n ligverduistering is. En so dis wat ons daai tyd na gekyk het. Maar nou as ons gaan lees na wat is bak 5. Dis Openbaring 16 vers 10. En sê die 5de engel het sy bak oor die troon van die dier uitgegooi. Sy koninkryk is in duisternis gehul en die mense het op hulle tonge gebyt van pyn. Hulle het ook die God van die hemel gelaster as gevolg van hulle pyne en hulle swere. En nogtans het hulle nie tot bekering van hulle dade gekom nie. Tweede keer wat hy hierdie gedeelte sê, hulle het nie tot bekering gekom nie. Daar's 'n verharding van hart wat plaasgevind het. Maar nou moet ons eers gaan kyk. Hy sê die engel gooi 'n bak oor die troon van die dier. Nou onthou as ons nou praat van die dier, praat ons van die onheilige drie-eenheid. Dis die draak, die dier en die valse profeet. Hy gaan nou ook weer gesels daaroor. En so in die begin, trompet nommer 5, was die engel wat geval het of die ster wat geval het en aan hom word autoriteit gegee om iets uit die aarde te laat uitkom en duisternis te bring oor hierdie aarde. Nou word daar duisternis uitgestort oor almal wat deel is van sy koninkryk. Nou, kom ons verstaan net gou vinnig iets oor lokaal teenoor globaal. As ek en jy gaan kyk na duisternis en ons gaan dink aan die 10 plaae van Egipte, moet julle onthou dat daar was een van die plaae was duisternis geweest en dit was 'n lokale duisternis. Wat beteken is waar die Egiptenare gewoon het, was daar duisternis en waar die Israeliete gebly het, was daar nie duisternis nie. So vir 3 dae lank was daar duisternis geweest vir die Egiptenare.
As ons gaan kyk na die oordeel wat God gebring het saam met Noag, nou word die worsteling gewoonlik met mense wat stry en beklei oor hoe het die vloed gelyk, want party ouens sê dat die vloed was globaal, dat die hele wêreld het onder water geval, party ouens maak die stelling en sê nee, dit was lokaal gewees. Dit was in hulle distrik gewees, was daar soveel water wat opgekom het, dit was net daai area, dis nie reg oor die wêreld. En so, jy moet iets verstaan tussen die lokale en die globale oordeel van God. Nou as ons praat van die bak was uitgegooi oor die troon van die dier en sy koninkryk is in duisternis gehul, dan praat ons nou van die mense wat die merk van die dier het. Onthou nou, ons klassifiseer op hierdie stadium twee groepe mense. Mense met die merk van God en mense met die merk van die dier. So met ander woorde, as ons praat van die bak wat uitgegooi word, word dit uitgegooi op die mense wat nie Jesus volg nie. Wat beteken? Dis mense reg oor die wêreld. Reg oor die wêreld word daar duisternis uitgegooi op mense. Nou is dit baie moeilik om hierdie gedeelte mooi te verstaan, want onthou nou, ons vra nou onsself die vraag, so as die koninkryk in duisternis gehul is, hoe verstaan ons die vierde bak? Want onthou die vierde bak het vir ons gesê, dat die bak was op die son uitgegooi, en die son begin mense brand, so die son skyn helderder en kwaaier as ooit van tevore. So as die son besig is om helderder te skyn, hoe lyk duisternis? Wat verstaan ons van duisternis? En dan herinner ons onsself, dat die skrywer wat hierdie boek geskryf het nie net hierdie boek geskryf nie. Hy het ook vir ons die boek Johannes geskryf, en hy het ook vir ons die boek 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes geskryf. En daar is 'n verstaan in sy manier van skryf en dink, tussen lig en duisternis, wat nie net afhanklik is van die son wat skyn of nie. En jy hoef nie dit te gaan nie, as jy wil neerskryf, kan jy neerskryf. Ek gaan vir jou 4 verskillende verse of gedeeltes gaan lees. Die eerste ene is Johannes 8 vers 12. Johannes 8 vers 12 is Jesus besig om te praat. Hy sê, toe het Jesus weer met hulle gepraat en gesê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg sal beslis nie in duisternis leef nie, maar sal die lig van die lewe hê. Daar is 'n kontras tussen vir Jesus en teen Jesus, in die lig te leef en duisternis te leef. Johannes 12 vers 35 tot 36. Jesus het toe vir hulle gesê, nog 'n kort tydjie is die lig by julle. Terwyl julle die lig het, leef daarvolgens sodat die duister julle nie oorval nie. Wie in die duisternis leef, weet nie waarheen hy gaan nie. Terwyl julle die lig het, glo in die lig, sodat julle die kinders van lig kan wees. En dan vers 46. En ek het as die lig na die wêreld toe gekom, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. Kontras. Jesus glo, Jesus volg as lig, en as jy nie dit doen nie, leef jy in duisternis. 1 Johannes 1 vers 5. Dan sê hy, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons aan God verbonde is, en tog in die duisternis leef, lieg ons en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef, leef ons soos dat hy die lig is. 1 Johannes 2 vers 8, dan sê hy, tog is dit 'n nuwe gebod, wat ek aan julle voorskryf, wat in hom en in julle werklik is, omdat die duisternis besig is om verby te gaan en die ware lig reeds skyn. Daar is hierdie kontras van Johannes tussen lig en duisternis. En so nou word die vraag gevra, is die duisternis waarna ons nou verwys, hier in hierdie bak nommer 5, is dit 'n fisiese duisternis? Of verstaan ons hierdie duisternis as die spasie waar God nie teenwoordig is nie? So, want onthou, ek dink dis ver erger om op 'n plek te kan wees waar die teenwoordigheid van God nie is nie. Nou dink net, daar is nêrens op aarde wat die teenwoordigheid van God nie is nie. En as ons praat van God is alomteenwoordig, dan maak party ouens die stelling, dan sê hy die enigste plek wat God homself onttrek, God onttrek sy teenwoordigheid, is in die hel. Nou, imagine jy leef op aarde en daar is geen vorm van God se teenwoordigheid nie. Dieselfde gewig en swaarmoedigheid en die hopeloosheid wat ons in die hel beleef hierdie mense op aarde as deel van die wraak van God wat uitgestort word. En dis wat ons kan sien. So ons kan hierdie ding dan sien dat dit nie noodwendig 'n
fisiese duisternis is nie, maar dat ons hierdie ding sal sien in soos dit Johannes dit moontlik gesien het. En dis die 5de bak. So ons beleef hierdie bak wat uitgestort word oor die mense. Dan kyk ons na die 6de trompet. Nou die 6de trompet, 6de bak, hulle loop weer saam. 6de bak het vreemde preke en movies al geïnspireer, maar ons gaan nou daarby uitkom. Kom ons begin net eers met 6de trompet, Openbaring 9 vers 13. Hy sê ook, die 6de engel het op sy trompet geblaas, en ek het 'n stem vanuit die 4 horings van die goue altaar wat voor God is, aan die 6de engel met die trompet hoor sê, maak los die 4 engele wat by die groot Eufraatrivier vasgebind is. Die 4 engele wat reeds gestaan het met die oog op hierdie uur en hierdie dag en hierdie maand en hierdie jaar is toe losgelaat om 1/3 van die mense dood te maak. Die getal soldate in die ruitery was 2 maal 10.000 maal 10.000. So nou het jy hierdie 4 engele wat opgesluit is. Hulle is nou by die Eufraatrivier vasgebind en hulle is nou losgelaat om vernietiging te bring. So jy sien hierdie soldate is massas en massas soldate en dan het ons om daar hanteer oor wat al hierdie goeders kan beteken. Maar nou as ek en jy die 6de bak lees, hoe lees ons hom? Openbaring 16 vers 12. Die 6de engel en sy bak het oor die groot Eufraatrivier uitgegooi en die rivier se water het opgedroog om 'n pad vir die konings uit die ooste gereed te maak. En toe het ek uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 onrein geeste gesien kom wat soos paddas lyk. Hulle is demoniese geeste wat tekens doen, wat na die konings van die hele bewoonde wêreld gaan om hulle byeen te bring vir die oorlog op die groot dag van God, die Almagtige. Kyk, ek kom soos 'n dief, en gelukkig is die een wat wakker bly en sy klere byderhand hou, sodat hy nie naak loop en mense sy skaamte sien nie. Die geeste het die konings byeengebring by die plek wat in Hebreëus Armageddon genoem word. So, nou kom ons en ons vat die woord Armageddon, Engels Armageddon. En nou Armageddon word die stelling gemaak reg oor die wêreld vir die eindtye cataclysmic event wat die finale oorlog, die finale oordeel, die son brand ons, 'n komeet slaan ons, die einde van alles. Almal noem hierdie Armageddon. Dis nou die finale vernietiging wat daarmee saamgaan. Nou moet julle onthou, saam met hierdie gedeelte kan jy nou baie wye preke kry oor hierdie goeters. En so jy het 2 basiese maniere hoe jy hierdie gaan interpreteer. So of jy het 'n letterlike manier van om hierdie goeters te sien, en jy sien hierdie beginsels en dit word letterlik uitgevoer, of alternatief soos en met meeste van wat ons gedoen het tot op hierdie punt toe, kyk ons simbolies na hierdie ou. Nou ek gaan vir julle net die kontras tussen die twee vinnig vir julle verduidelik. So as ons 'n paar minute oorgaan, asseblief wees geduldig, as jy moet gaan, kan jy gaan. Maar hier is die beginsels. Party ouens gebruik hierdie as 'n letterlike ding. So met ander woorde, wegraping vind plaas, Christene is in die hemel en hierdie speel dan fisies af op aarde. Dis sekere events wat afspeel en ons moet hierdie goeters traai interpreteer. Andersins gaan ons hierdie goeters simboliseer verstaan of in simboliek verstaan. So as ons praat van letterlik, dan praat ons nou hierso van dit is 'n optrek teen Israel. Wat gebeur? Hier is 'n Eufraatrivier. Nou as ek nou dit vir jou kan verduidelik. So as jy nou byvoorbeeld Israel het, die nasie van Israel, het jy nou aan hierdie kant het jy nou die Eufraat en die Tigris riviere wat nou so afloop. Nou hulle speel 'n groot rol in terme van wat en hoe die goeters nou daar gebeur, maar nou hierdie Eufraatrivier droog nou op. En dit gee nou spasies vir die konings van die ooste af te kom om nou vernietiging te bring oor Israel. En dis wat gewoonlik saam met hierdie verduidelik word. En dan vra ons onsself die vraag, wie is die konings van die ooste? Nou praat ons van plekke soos China, ons praat van India, ons praat van Pakistan, Kazakhstan, Iran, Irak, Saudi-Arabië. Al hierdie plekke is nou almal besig om nou op te trek teen Israel. En so hierdie word nou die boodskap, want onthou dis wat ons nou sien. Die Eufraat droog op, hierdie konings kom in en hulle kom by mekaar by die plek wat ons noem Armageddon. Die
eintlike verstaan van hierdie woord in Hebreëus is eintlik Har-Megidon. Har beteken berg, Megidon is 'n plek daarso, so dis 'n plek in 'n berg in Megidon. En so hulle kom almal hierso bymekaar en nou is daar 'n oorlog wat nou opgetrek word teen Israel. En so die konklusie van die letterlike ding is ons moet sê, staan jy vir of teen Israel? Want onthou nou, ons sê mos nou, daar's 'n klomp ander goeters wat gaan nou sê dat daar's profeseë en die ouens gaan optrek teen Israel en jy beter net seker maak want God gaan vir Israel wees, maak seker jy staan agter Israel. En so daai is die konklusie. Ja, ek meen ek het een ou gehoor sê dat hy sê jy kan 'n klomp kere vir die mense gaan sê nee, Jesus kom dan terug en dan is ons almal lees maar jy's van die pad af en dan is jy verkeerd en dan okay, dis fyn, maar oor 'n jaar sal ek weer na jou luister. En oor 'n jaar dan vertel jy my nou 'n ander storie en dan sê ek soos Jesus, maar jy's nog steeds sharp. Maar as jy die dag sê jy is teen Israel, daai dag skryf almal jou af. Dan luister niemand nooit weer van jou nie, want hoe durf jy? Dis mos die Here se mense. So hulle sê dit is die onvergeefbare sonde is om teen Israel te staan. So jy moet verstaan dat as jy hierdie ding letterlik lees, dan lees jy dit as mense wat optree teen Israel en jy beter agter Israel staan, anderste jy tickets. Dan is jy deel van die mense van die ooste. Nou ons in Suid-Afrika, ons is klaar in ons glory in, ons is besig om op hierdie stadium vir Iran te skree. So ek meen ons sit al klaar in op hierdie stadium op die krisis van hierdie hele tabel. Maar dis as ons gaan na die letterlike trein toe. As ek en jy gaan vra, hoe lyk hierdie simbolies? Dan vra ons onsself die vraag, wat is die funksie van die Eufraatrivier? Wat simboliseer 'n Eufraatrivier en hoekom hy moet opdroog? Want onthou nou, as ek en jy daai vraag gaan vra, hoe lyk dit in geskiedenis? Ons sien op 'n stadium staan die Israeliete hier voor die Rooi See. En wat doen die Here? Die Here maak die Rooi See oop en hy maak 'n pad vir die Israeliete om deur te gaan. Wat gebeur toe hulle in die beloofde land moet ingaan? Hier staan hulle voor die Jordaanrivier en wat doen die Here? Sy maak die Jordaanrivier oop en hier stap hulle deur op droë land. Toe Babylon in bewind was, toe Babylon die groot koninkryk was, en het ons daaroor gesels toe ons deur die Ou Testament beweeg het. Maar toe op 'n stadium toe die Medo-Perse Babylon wil aanval, toe het hulle 'n gedeelte van die rivier wat deur Babylon gaan, die Eufraatrivier wat deur Babylon gaan, het hulle afgeblok en weggelei na 'n ander kant toe dat die rivier sak, dat hulle onder die hekke kon inbeweeg en so vernietiging bring in Babylon. Dis wat gebeur. So jy sien dat 'n rivier word iets soos 'n hindernis, dit word 'n obstacle, dit word iets wat keer dat ek nie kan beweeg nie en die opdroog daarvan is dit is die wegvat van hierdie obstacle. Nou as ons teruggaan na die letterlike gedeelte toe, vir koninkryke om oorlog te voer vandag in 2026 het jy nie 'n droë rivier nodig nie. Vandag skiet hulle pyle en hulle jaag in met jets en hulle stuur drones en nie een jet of een missiel of enige ding vra, is hierdie rivier droog, kan ek oorgaan of nie? Onthou vandag as ons nou moet sê hierdie goeters is letterlik en hierdie land gaan vir hierdie land skiet, niemand worry of daai rivier enigstens water het of hy nie water het nie. So die beginsel wat ons moet verstaan is as ons besef dis simbolies, dan besef ons daar is iets wat die konings van die ooste weerhou om vernietiging te bring en hierdie ding wat hulle weerhou is nou weggevat. Dis wat ons dan sou beleef. En so dan word die vraag, wie is die konings van die ooste? Gaan kyk ons na 'n kaart, gaan piek ons ouens uit en sê, maar julle is die ooste, julle is die ooste, julle is die ooste, of besef ons dat die konings van die ooste is 'n teken van die vyande en hoe God daai ouens gebruik om oordeel te bring. Nou besef ons, dis wat God gedoen het met Babylon. God gebruik Babylon om sy oordeel te bring oor Israel. Daai tyd Juda, die onderste gedeelte. Wat doen God met Assyria? God bring Assyria in en hulle is suppose om vernietiging te bring aan Israel, die noordelike gedeelte. God gebruik konings, God gebruik hierdie goddelose nasie om oordeel uit te spreek. En so wat ons moontlik kan sien, is dat hierdie konings uit die ooste word 'n simboliek van God stuur hulle vir die oordeel, vir die oorlog wat gaan plaasvind. En so dis wat gebeur, is hierdie goddelose nasies
Geen ding wat hulle keer nie, niks wat ons gaan terughou nie. Hierdie ouens strek saam en ons is nou reg vir oorlog. Dan vra ons ook onsself, Harmagedon, as ons gaan kyk na die fisiese plek. Nou word ons die vraag gevra, as hierdie 'n fisiese plek is en ons gaan sê mense het letterlik hier bymekaar gekom, moet ons verstaan net ek meen ons doen nie so oorlog. Vandag se oorlog lyk anders as daai tyd. Daai tyd trek jy 'n groot army op, jy staan voor die ouens se yard, jy klop aan hulle deur en sê as julle nie oopmaak en ons laat inkom nie, vernietig ons alles. Kyk hoeveel mense is ons. Dan sien jy Ou Testament, hulle sê lyk soos sandse seekorrels wat die sandkorrels wat basies uitgepak is hier voor die ouens en nou is hulle geïntimideer. Dis nie wat jy vandag doen nie. Nou imagine nou, ons sê ons vat net die grootste populasie huidiglik in die wêreld is Indië. Tweede is China. Beide van hulle sit met oor 1 biljoen elk. So nou wil jy 'n plek vat soos 'n berg en jy dink jy gaan 2 biljoen mense op 'n berg sit. Hulle gaan lyk soos sardyntjies wat so op 'n hoopie gepak is. Nou kom ons wees gou eerlik. Ek was nou nog nooit in 'n oorlog nie. Maar ek het al baie rekenaarspeletjies gespeel. En as jy nou weet, hierso staan al jou vyande op een kolletjie. Dan stuur Amerika een bommetjie, ons noem dit 'n atoombom, en hy drop hom net so mooi in die middel, en daar's al jou vyande tickets. Dis mos wat kan gebeur, niemand doen oorlog so nie, vandag beleef ons net nie dieselfde oorlog nie. So, interpreteer ons hierdie as letterlik, interpreteer ons dit as al die leiers kom bymekaar, en ons drop een bommetjie tussen hulle, wat gebeur? Verstaan, dis nie wat gebeur nie. So, Harmagedon word nie die letterlike plek waar letterlike mense bymekaar kom nie. Maar as ons gaan kyk dat Jesus staan op die berg Sion. Sion beteken tussen sy mense, plek van oorwinning, plek van vrede. Word Harmagedon word die plek van vernietiging, die plek van oorlog, die plek van oordeel. Dis die enigste plek wat ons lees van dit. Jy kan nie eers gaan trek na ander plekke en sê wat sê ander plekke van Harmagedon nie. Jy kan nie dit gaan eers doen nie, want dis die enigste plek waar hierdie ding genoem word. So, hoe interpreteer ons hierdie? Interpreteer ons hierdie as 'n letterlike fisiese gebeure wat moet gebeur en nou kyk ons na die nuus en nou sien ons, hier begin China afbeweeg. Dis die konings van die ooste. Pas op met as hulle by die Eufraat kom en is droogte daai jaar, dan het ons nou 'n krisis. Want dan is die Eufraat droog en hier's nou spasie nou vir hierdie ouens om deur te kom. En dis nie noodwendig wat ek dink die eerste leser sou gelees het nie. Ons vra onsself die vraag, hoe lyk hierdie goeie simbolies? Want as ons sê dis letterlik, is dit mense wat optrek teen Israel. En jy beter net besop, want as jy nie vir Israel is nie, is jy teen Israel. Watse beginsel in die Bybel leer jou dit? Waar leer ons dat jy moet pro-Israel wees? Dis nie hoe die Ou Testament en die Nuwe Testament ons verstaan gehad het nie. In die begin het God gesê, dis my mense en ek gaan hulle beskerm en al hierdie tipe goeders en moenie gaan vra vir Egipte vir hulle stryd waar ons in goeders is. Moenie gaan vra, ek gaan julle beskerm. En teen die tyd wanneer ons in die Nuwe Testament kom, sit jy met Israel en hierdie ouens is primêr die ouens wat Jesus in die kruis sit. En hierdie ouens het die boodskap van Jesus heeltemal teengestaan. En so nou kom Paulus en hy skryf in Romeine en hy sê my hart breek vir hierdie ouens, want hierdie ouens besef nie. En skielik begin dit besef dat God het 'n hele groepering van mense en nou weer eens, in ons Romeine het ons gepraat oor hoe speel Israel in hierdie hele storie en ek gaan nie daar in details gaan nie, maar ek dink dit is belangrik om te verstaan dat ons beginsel op gaan jy gered word of nie is nie op grond van ek sê ja vir Israel nie. Die beginsel is sê ek ja vir die Here, ek is of vir die Here of teen die Here. Dis die beginsel, nie vir of teen Israel nie. Jou konsep van gered word is nie vir of teen Israel nie. Of ons saamstem met Israel of nie saam met Israel nie. Ons groot ding wat ons moet verstaan is, hier word opgetrek teen die wat die merk van die dier het. En dis wat ons sien, dis 'n oordeel wat plaasvind. En so dan word die oorlog, dis 'n groepering van mense wat optrek teen God. Jy is of vir God, of jy is teen God.
Dis ek dink ultimately wat ons hierso sien. So as ek dit sou interpreteer, sou ek dit meer as simbolies sien in terme van die oordeel binne in sy prentjie waar hy is, eerder as letterlik, want dit maak net nie lekker sin om dit in 2026 hier in te forceer en vir die ouens te sê, julle wat daar deur 2000 jaar terug was, moenie worry oor dit nie, want dit is in elk geval eers vir dan beskikbaar nie. Dis nie hoe ons hierdie ouetjies sou noodwendig verstaan nie. Maar so dis wat ons dan sien. Dan sien ons nou buite nou hierdie optrek en alles, dat daar was demoniese geeste wat vanuit die draak, vanuit die dier en vanuit die valse profeet kom. Hulle lyk soos paddas en wat doen hulle? Hierdie demoniese geeste wat tekens doen en wat na die konings van die hele bewoonde wêreld gaan om hulle byeen te bring vir die oorlog op die groot dag van God. So, hier sien ons weer die nabootsing van Satan. So, jy beleef nou, ons het nou gepraat van die nabootsing, die dier, die draak, die dier, die valse profeet en al die verskillende goeders daarmee. Maar nou gaan ons terug na Openbaring 11 toe. God stuur 2 getuies. Hierdie 2 getuies doen wonders en tekens. Nou vanuit die draak en die dier en die valse profeet kom daar 3 bose geeste. En hulle doen tekens en hulle begin mense deel kry van hierdie goed. Dus dit is 'n nabootsing van, maar wat is die funksie? Hulle funksie is om die wêreld te verenig teen hierdie oorlog van God. So dis die groot ding. Hulle het bymekaar gekom en hulle het bymekaar gekom spesifiek op die plek met die naam Armageddon. Nou weer eens, ons verstaan dit either as 'n fisiese berg, party ouens noem dit 'n vallei, Har beteken berg, berg van Megidon, en so jy verstaan dit of as 'n fisiese plek of 'n simboliese plek. So jy kan gaan kies hoe jou interpretasie wil wees, maar op hierdie stadium maak dit nie vir my baie sin om dit so letterlik te vat nie. Dan gaan ons oor na die 7de trompet toe. 7de trompet lees ons in Openbaring 11 en ons gaan hom vergelyk met die 7de bak in Openbaring 16. Openbaring 11 vers 15 sê, die 7de engel het toe op sy trompet geblaas en in die hemel het luide stemme opgeklink wat uitroep en dan volg 'n gedeelte wat hulle uitroep in aanbidding. Hierdie ouens is besig om te loof en te prys en te alles en dan sê hy in vers 19, toe is God se tempel in die hemel geopen en die verbondsark in sy tempel het sigbaar geword. Daar was ook weerligstrale, dreunings, donderslae, 'n aardbewing en 'n groot haalstorm. Belangrik om hierdie laaste sinnetjie te sien. Weerligstrale, dreunings, donderslae, 'n aardbewing en 'n groot haalstorm. Want nou as ek en jy gaan kyk na die bak wat uitgestort word, die 7de bak, dan lees ons Openbaring 16 vers 17. Toe het die 7de engel sy bak in die lug uitgegooi en uit die tempel van die troon se kant af het 'n harde stem uitgeroep. Dit is afgehandel. En weerligstrale, 'n gerammel en donderslae het gevolg en ook 'n vernietigende aardbewing wat soos nog nooit plaasgevind het sedert daar mense op die aarde was nie. So gewelddadig was die aardbewing. Die groot stad het in 3 uitmekaar uitgeval en die stede van die nasies het ineengetuimel. God het aan Babylon, die magtige, gedink deur aan haar die beker wyn van die gramskap van sy toorn te gee. En elke eiland het in die niet verdwyn en berge was nie meer te vind nie. Groot haalstene, ongeveer 'n talent swaar. Nou, talent is omtrent 34 kg. So imagine een haalsteen is 34 kg wat uit die hemel uitval. Hy sê, het uit die hemel op die mense neergereën en die mense het God gelaster oor die haalplaag, omdat 'n uitermate groot plaag was. Weereens, hier sien ons die reaksie van mense wat hier plaasvind. En hiermee sluit ek af. Ons kom met die idee wat ons sien, die finale oordeel word uitgestort. Vernietiging, op strepe. Nou onthou, ons weet nog wat hierna volg is Openbaring 17 en Openbaring 18. Hier praat ons nog van Babylon, die vernietiging, die dier en die goeters. So dis nie die einde van die oorlog nie, dis nie einde van hierdie worstelstryd nie. Jesus kom eers in Openbaring 19. Maar wat ons wel op hierdie gedeelte sien is, ons begin nou weer 'n patroon beleef. 7 seels, 7 trompette, 7 bakke. Elke keer lyk dit erger. Elke keer sien ons hierdie goeters as 'n groter en 'n sterker ding wat uitgestort word. En hier word die vraag gevra, is waar beleef ons God? Hoe lyk my en jou
verantwoordelikheid in hierdie. Raak ons al hoe meer bewus van die intensiteit van geestelike oorlogvoering binne in hierdie konteks. Verstaan ons iets van God se genade wat uitgestort is? Verstaan ons iets van hoe groot God is? Verstaan ons iets van die lyding wat ons moet deurgaan? Verstaan ons iets van die oorwinning, die bloed van die lam en hoe ons getuig? Want die oomblik wanneer ek en jy sulke goeie snap, en hierdie voel nou al soos 3 weke aan een, herinner ek ons self, wat word my plig vandag? Hoe lees ek hierdie goeters? Hoe lees ek hierdie goeters en ek besef, maar ek het nodig om in dringendheid op te tree teenoor mense wat ek moet leer oor Jesus, mense wat ek moet getuig, mense wat ek moet aan bewus maak van die goeie nuus. Hierdie is wat ons sien, hierdie is wat ons beleef. Ons het nodig om te begin agterkom dat God gee vir ons nou 'n tydperk van genade. Yes, vandag is 10 jaar. 10 jaar terug is vandag dinge way anderste, way erger. En oor 10 jaar gaan dit nog erger wees. Mag ons God se genade beleef in die tydperk waar ons nou is. En mag ons 'n dringendheid in ons harte ervaar. Mag ons besef dat God bly goed deur alles. En dis die hart van Openbaring 16. Kom ons sluit die oë en dan enige vrae. Here, mag ons getrou wees aan die teks. Here, mag ons toelaat, Here, dat hierdie teks ons gedagtes verander, nie net vir nou nie, Here, maar die res van vandag en môre en Vrydag en die res van die week. Mag hierdie iets kweek in ons hart, Here, oor oorlogvoering en mag ons besef, Here, dat alhoewel ons instem en ja sê vir lyding wat ons nie van hou nie, Here, mag ons onsself herinner, Here, dat ons het die bloed van die lam. Ons het ons getuies en ons weet dat U sal ons nooit verlaat of in die steek laat nie. Mag ons met alles wat in ons is, vashou aan U goedheid en U genade in Jesus naam. Amen.